Paulus is besig om vir ons 'n paar baie belangrike geestelike waarhede te leer hier uit Filippense 3. Gister het ons gehoor dat hy sê dat ons nie op uiterlike dinge moet vertrou nie. En nou gaan hy verder met hierdie gedagte in vers 7, as hy daarby aansluit deur te sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Maar wat beteken dit om alles as waardeloos te beskou? Ons moet in gedagte hou dat Paulus 'n baie belangrike Jood was. Soos jy gister kon hoor uit sy CV, was hy nogal 'n man van aansien in die Joodse gemeenskap. Die Fariseërs was belangrike mense, en onthou dat hy voor sy bekering een van die voorste Jode was wat die Christene vervolg het. Hy was juis op pad na Damaskus toe om Christene te gaan arresteer. En wie weet wat sou gebeur het as hy nie daar op daardie pad tot bekering gekom het nie. En daarom sê Paulus, dit wat vir hom so belangrik was, beteken nou vir hom niks. Daardie waardeloos beteken ons eintlik om iets te verloor, amper soos om 'n wetenskap te verloor of om insolvent te wees en alles te verloor. Hy sê alles is vir my waardeloos, want om Christus te ken, oortref alles in waarde. Maar nou, hier is die kinkel in die kabel. Paulus gaan 'n bietjie verder en hy sê dat hy dit prysgegee het. Dit is nie van hom af weggeneem of weggeruk nie. Hy sê ek het ter wille van Jesus alles prysgegee en ek beskou dit nou as verwerplik. Soos ek genoem het, kan daardie woord verwerplik ook vertaal word met iets soos vullis. In Engels sou dit ook rubbish kon wees. Want hy sê, dit het ek gedoen om Christus as enigste bate te verkry, om een met hom te kan wees. Paulus wil hê sy gemeente en ons moet dit baie duidelik verstaan, dat 'n mens nie twee Here kan dien nie, dat 'n mens nie jou brood in hierdie geval aan albei kante gebotter kan hê nie. As jy een met Jesus wil wees, kan jy nie ook een met die wêreld wees nie. As jy een met Christus wil wees, soos in Paulus se tyd, dan sou jy nie ook een met die Joodse godsdiens kon wees nie. En daarom skryf hy, het hy alles wat eers vir hom 'n bate was, prysgegee, en beskou hy dit nou as nutteloos. Dit is 'n moeilike keuse. Veral as mens op 'n sekere manier grootgemaak is en dinge geglo het, en dalk op 'n dag deur die Heilige Gees gelei word om 'n besluit te neem. Nou die meeste van ons het dalk in 'n Christelike ouerhuis groot geword, maar dink vandag 'n bietjie aan iemand, 'n geharde ateïs of 'n geharde moslem wat tot bekering moet kom. Hoe moeilik is dit nie ook vir so 'n persoon om alles prys te gee nie. Maar laat ons nie daar vashak nie. Ek en jy moet ook maar elke dag keuses maak. Wat is 'n bate? Wat is waardeloos? En wat beteken dit om een met Christus te wees? Kom ons dink 'n bietjie vandag daaroor. En kom ons bid nou eers saam. Here Jesus, ons begeerte, my begeerte is om een met U te wees. Ek wil ook soos Paulus sê, alles wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van U. Here, help ons tog om perspektief te kry oor wêreldse goed, aardse dinge, dit wat nie ewigheidswaarde het nie. Dankie vir alles waarmee U ons seën en dat dit ons lewe geriefliker maak. Maar help ons om nooit te vergeet nie, dat dit U en U alleen is wat ons lewe sin gee. Seën ons vandag asseblief met U Gees, met U teenwoordigheid en met U liefde. Amen.